As hy, dit is maar net 'n handjie vol van die goed wat ek bymekaar gemaak het so oor 'n tydjie. So ek weet nie wat dink julle van dit nie. Arnold, is dit jou eie foto's? Ja, daai is almal my eie. Is vir ongelooflik baie goed. Ja, so maar ja, soos ek sê dit kom maar met tyd en so jy leer maar soos wat jy gaan, jy weet. Nie almal is wenfoto's nie, maar baie van hulle is waarvan ek hou. So al gee Judge hom 'n silwer, ek sê nog steeds ek hou van hom. So julle weet waaroor dit gaan. Ja, ek gaan gou-gou nog 'n screen share, dan gaan ek net gou 'n paar goedjies daar begin praat. Alright. So ons vra altyd wat is makrofotografie? Ek gaan dit vinnig opsom vir julle. Dit gaan gewoonlik oor ehm om goed van naby te neem. Macro is nothing different from other genres in terms of the basics. Basics of photography will always remain the same. Julle weet self exposure, triangle, ehm spoed, ISO, f-stop, dit moet altyd werk. So of dit nou in makro is of dit in enige ander genre is, dit moet jy regkry. So die enigste verskil gaan wees, het jy die regte equipment daarvoor en het jy die patience om die foto fisies te kan neem. Party van ons is nou aan die ander kant van die ouderdomsskaal waar ja, dis maklik om af te gaan en rond te kruip daar onder op die grond. Dis die terugkom wat eintlik die probleem is. En dis goed wat jy maar moet leer met makro. So jy moet maar bereid wees om so 'n bietjie uit te haal en te sukkel as jy regtig die shot wil hê. So makro is gewoonlik, ek gaan net gou afgaan na die volle een toe en dan sê ek vir julle waaroor ons gaan praat. What is macro photography? Julle het al gehoor one-to-one magnification. What is one-to-one magnification? Jy vat 'n liniaal en jy neem hom af met die gear wat jy dink kan makro neem. So jy vat jou lens wat jy dink, this is a macro lens. Kom ons kyk. Gaan na jou closest focusing distance, met ander woorde, draai hom manually tot daar waar hy op sy naaste focus point is. Moet dan glad nie weer in die focus raak nie. Met ander woorde, stel jou lens op manual, stel hom na sy naaste focus point toe. Gaan in en kyk of jy 'n liniaal kan afneem totdat hy in focus sharp is. Dan vat jy daai liniaal en dan meet jy hom. As jy hom gemeet het en jy meet die size van jou sensor, dan is jy by one-to-one magnification. As jy baie meer van die liniaal sien, dan weet jy is nog nie by makro. As jy minder van die liniaal lees, dan weet jy is dalk beter as makro. Dan is jy bietjie verder. So as jy 'n crop sensor het met 'n 100 mm makro lens op, gaan jy 'n klein bietjie meer kry as wat mens met 'n full frame kry. So dis maar basies, ek sal vir julle die notaatjies aanstuur, dan kan julle dan gaan kyk. Daar's 'n paar klein toetsgoedjies wat julle kan gaan doen. Jy weet, soos 'n paar exercises. Julle kan daarmee gaan speel om te sien of julle equipment reg is vir dit. Macro photography equipment. Wat het ons nodig in macro fotografie? Kom ons kyk net gou na 'n paar goedjies. En julle daai klomp lense en goed sien. Nommer 1, jy het 'n kamera nodig wat ten minste in my opinie 20 megapixels kan neem. Okay, so 20 megapixels is 'n goeie punt. As jy enige van daai R5 of Z kameras het van Nikon of die 850D of iets, dan kan jy naby die 50 megapixels gaan. Dan is jy ook al klaar redelik goed, want dan kan jy jou makrofoto's 2:1 neem of so, en dan kan jy inkrop, want jy het genoeg megapixels om daarmee te werk. So, wat het jy nodig? 'n Kamera 20 megapixels minimum en verkieslik 'n macro lens. Een wat sê one-to-one macro. Of dit nou 60 mm is of 100 mm, 105 mm. Dit is my recommendation. Baie mense daar buite gaan en hulle sit, ek weet nie of julle my mouse pointer kan sien op die skerm nie. Of julle kan sien dat hy beweeg. Ja, ons kan hom sien. Ons sien hom So al. ek sirkel daar iets wat hulle noem jou extension tubes.
baie mense sit die extension tubes op, want dit is jou goedkoper manier om hom op 'n gewone lens te plaas sodat jy bietjie beter magnification kry. Dit werk redelik goed vir as jou subject in die middel van jou frame sit, want hulle het die neiging om so bietjie met 'n gewone lens nader na jou kante toe so bietjie af te rol. So jy kry nie die sharpness aan die kante en die quality soos wat jy regtig in die middel behoort te kry met 'n macro lens nie. En ek gaan nou vir julle slide wys om te verduidelik hoekom. So 'n macro lens, dedicated lens is eintlik die antwoord, maar jy kry ook ander goed wat mens kan koppel op daai lens. Behalwe die extension tubes wat vir jou bietjie beter magnification gee, kry jy goed wat jy voor aan die lens skroef, soos 'n klein vergrootglasie, en dan ook een wat ek baie van hou is die Raynox DCR 250. Ek sal vir julle inligting stuur as julle meer wil weet van hom. Hy gee vir jou so 2.5 keer magnification. So as jy macro 1:1 het, sit hom op, dan jy 2.5:1. Jy kan dan daai klein bietjie nader kom nog aan jou subject en sy kwaliteit is redelik goed. So dit is deel van die macro equipment waarmee jy moet begin as jy regtig wil suksesvol wees. Skryf jou die regte macro lens en saam met jou kamera. Jy kan begin met jou extension tubes, dit werk, maar jy gaan jouself moontlik frustreer as daar sekere foto's is waarmee jy gaan sukkel. So wat jy kyk na is, hoekom gebeur dit? So as julle hier kyk, sal julle sien, daar wys hy 2 lense. Die linkerkant steen wat ek nou sirkel, is 'n gewone lens. 'n Doodgewone lens wat mens alledaags gebruik, wat hy kan of zoom, maar sy ring wat jy draai, al is dit 'n fixed lens. As jy hom draai, noem hulle hom focus. Op 'n macro lens noem hulle dit nie regtig focus nie, hulle noem dit zoom. So 'n gewone lens het 'n gecurvede shape waarmee hy fokus. So met ander woorde, vanaf die sensor, daar waar die geel waar ek nou sirkel, okay, dis die sensor, tot waar jou subject is, waar ek nou sirkel, daai afstand. Jy moet 'n arc trek, 'n sirkel. Okay, so as jy passer het en jy sit hom op jou sensor neer en jy trek vir jou sirkel daar. Gewone lens gaan vir jou fokus gee in daai arc. Maar 'n macro lens, as jy kyk, hy het 'n plat. Hy is plat. Hy gee vir jou op dieselfde afstand op 'n plat plein. Hulle noem dit flat field lens. Dit is hoekom die macro lens op sy eie soveel beter fokus gee vir klein subject. Nou as jy op hierdie gewone lens 'n extension tube sit, kry jy baie meer magnification, maar hy gee nog steeds vir jou daai arc shape. So jy kry baie skerpte in die middel, maar minder skerpte op die kant, want jou insek sit gewoonlik op daai plat plein. Dis die hoofrede hoekom die extension tubes partymal nie so goed lyk nader aan die kante nie. Okay, nou dit is een van die redes. Right, other equipment needed. Net so vlugtig. As jy in macro ingaan, maak seker jy het 'n vorm van 'n flash, of 'n ring flash, of 'n twin flash, of 'n flashlight soos 'n torch, of 'n gewone speedlight soos hieronder, speedlight wat jy op jou kamera kan sit, of hier in die regterkant het jy ook 'n speedlight met 'n homemade diffuser. Ons sal nou daaroor praat. Wat anders? So beligting, flashes, belangrik. Klein kattertjies, tweezers. Waarvoor gaan 'n mens dit gebruik? As jy in die veld is en jy sien 'n klein blommetjie, kan jy hom knip. Of as jy 'n insek sien en daar's plante in die pad en die insek sit stil genoeg om jou toe te laat om hom af te neem, gaan jy 'n bietjie tuinwerk doen en jy gaan 'n paar goedertjies rondom hom wegknip sodat dit nie in jou pad is nie, want as jy in dit gaan stamp, gaan die insek heel moontlik wegvlieg. So kattertjies is baie handy om saam te hê. Tweezer kan jy gebruik om van die goed vas te hou en van dit rond te skuif. Macro clamps, iets wat jy op 'n tafel kan neersit. Hier in die middel het ons ene waar ek 'n kas gemaak het van my eie. Ek het my eie macro stands gemaak wat op base staan met klein krokclips. Dit hou gewoonlik goedjies mooi vas as jy nie buite in die veld skiet nie. Tripod, ja, tripod is belangrik as jy in studio skiet. Hy's in my opinie in fotografie een van die belangrikste goed. En ons sal nou gaan ek vir julle sê hoekom is 'n tripod baie belangrik, maar 90% van ons gebruik dit nie. Want as jy in die veld makro skiet,
jy gaan nie eintlik met 'n tripod regkom nie, want die insekte is nie heeltyd op dieselfde hoogte nie en jy sukkel heeltyd om die ding op te vou, etc. So jy skiet in die veld uit die hand uit. Dit is maar wat jy gaan moet leer om te doen. Sit maar al jou nodige stabilizers aan wat jy op lense en kameras kan gebruik. Reg, so daai is van die equipment wat ek gebruik. Ek gebruik 'n ring flash, 'n flitslig. Hoekom dink julle sal mense 'n flitslig gebruik? As jy in 'n skaduwee situasie is en jy het nie genoeg lig om te fokus nie, gaan jy die flitslig op jou subject skyn sodat jy kan fokus. Want met makro gaan dit oor skerp fokus. Jy wil so skerp as moontlik fokus. Daarom gaan jy 'n flitslig saam met jou ronddra. Hierdie diffuser wat julle in die onderkant sien, wat so contraption wat hulle op 'n speedlight gesit het, is 'n wat hulle noem 'n DIY diffuser. So dis is 'n boks wat iemand gemaak het wat al die lig van jou speedlight af binne-in reflekteer deur 2 lae diffusion materiaal, soos wat 'n softbox werk. So dis eintlik 'n mini softbox wat jy op jou speedlight sit. Hy balanseer op die kamera lens en dan gee hy vir jou lig op jou subject wat jy nodig het wanneer jy hom afneem. En dit werk ongelooflik goed in terme van beligting. Maar dit is 'n groot slep om rond te dra en die goed is bulky, dit jaag 90% van jou insekte weg. Maar as jy dit kan gebruik en die insekte en wat ook al jy afneem werk saam, is daai die antwoord om te gebruik saam met 'n speedlight. Reg, dit is equipment. Is daar iemand wat enige vrae het tot sover? Niks. Okay, ons gaan aan. Alright, so ons het nou gekyk na wat se equipment. Sorry, there is a question. This equipment, yeah, sorry, my voice is terrible. This equipment you're speaking of, where did you get it from? Okay, if you want cutters, that's something you can buy from a hardware or something. Tweezers you can Yes. probably buy from a pharmacy or something like that. The speedlights, I mean, Godox, these little clamps. I was looking what I for mean. something like this one. I couldn't find it. Amazon sold it, but for $10. $10 is close to 200 Rand, and then the shipping was like $14. So it's ridiculous. Okay. So I started making my own. And then it seems to work quite well for me. So and then this diffuser, there's 2 companies out of Australia that actually distribute and make them, but they are also not cheap. There are local guys that do this as a knockoff type thing. I think Nico Hutting from Springs Club, he used to make some of these. Otherwise, you must just do something that you can just get as much of that light focused on the subject and diffuse. Diffuse is the answer. So that is something that you can either make yourself, or if you can get hold of these guys in Australia, good luck with that. It also costs probably about 4,000 Rand for something like that, which I think is Okay. not worth it. Okay, then, thank you. Trevor, just mute again, please. Thank you. Okay, so daai is van die equipment. Ons gaan nou by nog 'n paar goed kom wat die equipment aanbetref. Ja, ons gaan nou by nog iets kom. Ons gaan net gou oor na settings. Camera settings and exposure values, right? A few things. Daar's 'n paar goed wat jy moet weet. Everything I do, alles, as ek skiet, manual. Alles manual. Tot my flash is in manual. My lens is nie noodwendig in manual nie, want ek gebruik back button focus. So for those of you who don't have back button focus, julle moet leer om dit te gebruik as jy nie jou lens op manual focus wil sit nie. Hoekom wil jy nie noodwendig jou lens op manual focus sit nie? Want volgende keer gaan jy wil skiet en as daai opportunity daar is, wil jy focus, dan is jou lens op manual en jy het vergeet daarvan. So, los hom op autofocus, verander jou kamera na back button focus, gebruik net die back button om te fokus en dan as jou shutter halfpad druk, dan voeter hy jou nie rond as jy moet 'n foto neem nie. Dan is jou lens darm nog steeds op autofocus volgende keer as jy 'n foto moet neem. So dis nou maar net een tip wat ek gee as jy wil dit doen. Want in macro is 'n groot persentasie van die fotos moet jy manually kan fokus. Autofocus gaan nie noodwendig vir jou die skerpste foto gee nie. Jy kan probeer, partymal as jy lucky, ander kere nie. Want wat doen autofocus?
As jy verstaan hoe werk autofocus, jy kan jou fynste punt kies om vir jou te fokus. Hoe klein is daai insek partymal in jou frame en hoe groot is daai kolletjie wat eintlik jou autofocus sensing doen. Daai sensing gaan oor kontras. Dis nie te sê hy gaan op die oog van daai insek fokus nie. Hy gaan dalk op sy voelertjie of sy vlerkie of ietsie wat nader is, gaan hy fokus en dan mis jy daai skerpheid op die oog. Waar as jy manual focus, dan draai jy hom tot jy die oog skerp sien. En dis wat belangrik is. Dis hoekom ek sê manual focus is die antwoord. En hoe jy manual focus is nie noodwendig deur die lens te draai nie, dis ook deur vorentoe en agtertoe te beweeg met jou kamera, want in makrofotografie is jy soos in millimeters. Daai beweging is baie klein bewegingkies. So jy moet dit aanleer as jy wil oefen om met makro manual focusing te doen. Vat jou kamera, fokus op iets baie naby aan jou en beweeg in en uit. Heel wat liggies en kyk na hoe die fokus verander soos wat jy in en uit beweeg. Dit is een van die key elements van makrofotografie. En so jy hoef nie noodwendig jou lens op manual te sit. As jy back button gebruik, doen dit gerus. Okay, my kamera is altyd op manual want ek kies self shutter speed, ISO, aperture. Want ek wil nie hê die kamera moet vir my besluit wat ek daar moet doen nie. That you should do yourself. Right, hierdie chart wat aan die regterkant is, dit is maar net 'n cheat sheet wat almal maar kry om jou exposure triangle te gebruik. Ja, dit kan vir jou werk. Wat het jy met jou exposure triangle? Aperture. Wat bepaal aperture? Gewoonlik jou depth of field, hoeveel lig kom in. ISO, wat bepaal dit? Sensitiwiteit van jou sensor, hoeveel lig kan hy inneem. Shutter speed, wat bepaal dit? Spoed wat in die foto geneem word en ook hoeveel lig op daai oomblik vasgevang kan word. So al drie daai elemente bepaal die lig op jou onderwerp. Nou, die oomblik as jy 'n flash gebruik, watter een val weg? Shutter speed. Shutter speed dan maak nie regtig veel saakie want die flash bepaal die spoed wat teen die foto geneem word. Okay, ek sal nou weer daaroor praat. Want shutter speed in my opinie is in fotografie, naas lig, besides light, is shutter speed die belangrikste ding vir 'n skerp foto. Okay, en ek gaan dit aan julle verduidelik deur 'n diagram te wys. Hoop nie dis te tegnies nie, maar jy moet dit verstaan sodat jy weet hoekom jou foto's dalk nie skerp uitkom. Reg, so daai is goed wat jy moet doen, camera settings, en hierdie stukkie stykie aan die onderkant sê jy moet altyd in RAW skiet. So verkieslik shoot in RAW whenever possible. Want jy wil graag soveel moontlik in jou editing wil jy kan access hê tot noise en shadows, want nie alle makrofoto's kry jy jou beligting reg op 'n insek nie. Jy dalk partymal highlights en shadows, en as jy nie in RAW skiet nie, gaan jy sukkel om detail uit te bring, waar jy dalk die shadows moet lig of die highlights moet afvat. As jy in JPEG geskiet het en jy moet baie van daai werk gaan doen nadat jy gekrop het op 'n makrofoto, gaan jy nie 'n suksesvolle foto hê nie. So verkieslik RAW, dan het jy access tot dit. Veral ook wanneer jy flash skiet in gemengde lig, dan gaan jou white balance nie reg wees nie. So ek sê skiet maar in RAW, dit is die antwoord. Almal happy? Ja, dankie. Okay. Daar is maar settings. Wat se settings gebruik ek oor die algemeen? Hier is net vir my guide wat julle daar sien. Ek sal vir julle hierdie aanstuur vir julle as julle nie notas maak of iets. Hierdie is 'n paar basiese settings wat ek gebruik. Goeie soos as ek nou byvoorbeeld in manual is, my ISO is gewoonlik tussen 100 en 500. Dis nou wanneer jy gewoonlik flash bybring. Shutter speed is tussen 80 en 200, want met die flash moet jy onder sync speed bly. Aperture so tussen 11 en 16, gewoonlik meer op 16, want jy soek jou beste depth of field waar moontlik. En dis nou wanneer ek met flash skiet. As ons oorgaan na die regterkant toe, sonder flash, as die ISO enigiets van 640 tot 2000 tot 4000, as jy met natural light skiet. Shutter speed is dan laag, 80 of op tot 1600.
hang af hoe jou beligting jou toelaat, en jou aperture is tussen f5, 6 en 16 met natural light. Dit hang af hoeveel lig beskikbaar is. Nou, julle kan sien waar die probleem inkom. As jy 'n lae F nommer gebruik om te skiet, dan het jy nie baie goeie depth of field nie. As jy 'n lae spoed skiet, kan jy nie 'n goeie foto kry as jou kamera beweeg nie. As jy hoë ISO skiet, het jy baie noise in jou foto. So natural lig is baie moeilik tensy daar baie lig beskikbaar is. So jy gebruik dalk 'n aperture even met flash, aperture wat laag is, maar dan is dit vir focus stacking. Ek sal so kortliks daaroor ook praat met julle. Focus is in manual, flash mode is manual. Ek gebruik nie TTL flash nie. As jy TTL flash gebruik, gaan daar weer iets wees wat 'n besluit namens jou gaan maak. En dit wil jy nie hê nie, so jy gaan manual flash gebruik. Reg, so daai is basiese settings, en die belangrike ding is shoot in RAW. Okay. So vir die wat nou nog nie heeltemal vertroud is met flash nie, onthou jy moet nou jouself gewoond maak aan om flash en ambient lig met mekaar te kan meng. So jy moet 'n balans kry, veral as jy makro skiet in die dag en daar is redelik baie lig, moet jy daai lig kan balanseer met die flash wat jy gebruik, sodat jy die skerpste moontlike makrofoto het, maar ook nie te veel lig het of te min lig het, want alles in 'n makrofoto word bepaal deur wat gebeur in jou background, of dit 'n suksesvolle foto is wat jou subject gaan laat uitstaan of nie. Dan gaan vir julle 'n paar foto's wys om daai punt uit te lig. Reg, so camera settings, dis iets wat jy sal moet oefen en speel en kyk wat werk die beste, want party mirrorless kameras vandag is baie vinniger as ander, so die eye detections, die focusing, die in-body stabilization, al daai goed het verbeter. So daar's dalk 'n paar van die goed wat jy meer suksesvol kan doen in kamera as wat ons gewoond is met 'n gewone DSLR. So settings dis nie 'n fixed ding nie, daar's nie 'n magic trick rondom dit nie, dis 'n kwessie van jy moet maar gaan uitgaan en gaan skiet totdat dit reg is vir daai spesifieke situasie waarin jy is. Ek hoop dit maak sin. Okay, so kom ons kyk gou na backgrounds. As jy so vlugtig kyk, hierdie is maar net 'n klein ekstrak uit my makro workshop wat ek aanbied. Hier is 'n paar fotootjies in die onderkant wat julle kan sien. Kyk na nommer 1. Daai is 'n geel spinnekop, hy sit op 'n geel blom. So is dit suksesvol? Maybe not, want dis geel. So die background vat baie weg van die insek af, alhoewel hy wys hoe hy gecamouflage is in sy environment. Maar miskien vir National Geographic gaan dit werk, maar vir baie van ons judges vandag gaan hulle sê, what am I looking at? Background is distracting, it takes away from the subject. So dis maar die keuse wat jy maak wanneer jy die foto neem. Die volgende een is subject, black background. Dit werk baie goed. Daai was 'n night shot, maar ek kan daai selfe black background kry, selfs al is daar wit in die agtergrond en is in die dag, kan ek hom nog steeds swart kry as ek my flash gebruik en ek staan ver genoeg van my background af. So dis hoekom ek sê dis baie belangrik om te weet waar is jou background, hoe ver is hy van jou subject af, hoeveel is jou background verlig of belig deur ambient lig en hoeveel gaan jou flash op jou background val om jou background ook te verlig. So die posisie van jou flash, waar jy hom plaas, kan hy net jou subject verlig of gaan hy ook jou background verlig? Is jou background verlig deur die son? Is jou background in die skaduwee? Is jou background geel? Is hy groen? Is hy blou? So daai is alles dinge wat jy moet besluit en in ag neem in daai split sekonde wanneer jy daai insek of daai subject gaan afneem. En wanneer jy na daai eerste foto kyk, sal jy dadelik weet waar jy jou adjustments moet maak. So ek sê ook altyd 'n makrofotograaf het eintlik 4 of 6 arms of hande nodig, want gewoonlik moet jy goed vashou soos 'n lig of 'n background kaart of ietsie vashou wat hy moet gebruik om jou background te manipuleer,
of om meer lig te kan toepas ensovoorts ensovoorts. Foto nommer 3 daar wys maar net 'n baie blank background. So daai is tipies iets as jy grasse of iets het wat miskien 50 meter in die background in is, maar dit word deur die son verlig. En dis baie bright van die son en omdat dit so ver van jou subject af is dit totaal out of focus, so jy kry 'n totale blank background en dis tipies hoe so ietsie kan lyk. En jy kyk uit daarvoor wanneer jy 'n foto neem, is background, dis baie belangrik. Die vierde ene wys maar net background, ja, hy's groen, hy's 'n contrasting tot die insek wat rooi is. 'n Klapfoto gaan jy miskien 'n silwer kry want dit is 'n distracting foto. Maar miskien sê National Geographic vir jou, well, ons het nog nooit so 'n foto van daai insek in daai environment gekry nie, so dis maar 'n balans tussen wat werk vir wie dit werk. So moenie bang wees om die shot te kry nie. Vat die shot en gaan bepaal later dan of hy vir jou gaan werk vir salonne of clubs en of hy gaan werk maar net vir jou om te sê kyk wat het ek gekry. Reg, so dis baie belangrike goed vir backgrounds. Nou as jy lig verstaan en jy weet hoe lig val, kan jy verstaan hoe jou background gaan lyk. So jy moet jouself gaan leer wat gaan lig doen op my subject en wat doen lig as my background naby is, wat doen hy as hy ver is, wat se verskil gaan 'n wit background maak, wat se verskil gaan 'n geel of 'n groen background maak. So al daai goed moet jy gaan toets en gaan oefen. En ek sal vir julle 6 klein taakies aanstuur wat julle kan kry en julle kan daarmee gaan speel en daai goedetjies sal vir jou dit bietjie meer leer sodat julle kan vertroud raak met daai proses. En dis ook goed wat ou sal doen in die macro workshop as jy een bywoon. Okay, so dis maar basies oor die background. Die volgende item wat ons gaan kyk is depth of field. So ek het genoem F16, dis waar ek gewoonlik skiet, maar dan is daar ook party gevalle, dit hang alles af, wat jy skiet en wat se storie jy wil vertel. Party fotos wil jy alles skerp hê, party fotos wil jy nie alles skerp hê. Ongelukkig partymal op die aand kry jy 'n judge wat van dit of so hou, nie noodwendig van alles nie, of hy verstaan nie presies waaroor dit gaan nie, en hy wil dit op sy manier gesien hê. So, dit weer eens gesê, jy moet maar jou dik vel baadjie aantrek en sê, ek hou van die foto, want ek het hom eintlik vir die doel geskiet, maar dit was nie bedoel vir die spesifieke judge nie. So, jy kyk na daai boonste foto van die muur, depth of field is baie shallow, maar hy is nog steeds op F16 geskiet. So op makro vlak, dis omtrent die diepte wat jy kry. So skiet die muur van vooraf en jy kry dit wat nodig is om skerp te wees, is skerp. As jy niks meer nodig het om te vertel nie, werk daai voet. Maar as die persoon waarna kyk meer wou gesien het, wou hy graag gesien het dat daar meer in fokus is. En vir daai spesifieke skoot moes jy ongelukkig focus stacking doen. En dit werk nie. Dit werk nie, want daai muur sit nie stil genoeg vir jou om 20 fotos te neem nie. Daai muur het jy partymal net een skoot. Nie almal is makrofotograwe wat goed in 'n yskas en 'n vrieskas gooi dat daai insek omtrent half dood is wanneer jy hom afneem en dan die al die tyd in die wêreld nie. So ek verkies om dit nie te doen nie. As ek hom nie kan kry in 'n enkel skoot of ek kan ten minste net 3 fotos agter mekaar neem wat ek kan gaan stack nie, dan kry ek net een skoot en dis wat ek het. Die vlieg aan die onderkant was ek gelukkig. Die een wat julle daar sien is net 'n enkel foto, maar dit wat belangrik is in fokus en dis die oë. Maar omdat ek hom reg van vooraf gekry het, lyk hy nie so skerp nie, want daar's nie baie detail nie. Ek sal net vir julle 'n foto wys waar ek 7 fotos van hom kon kry uit die hand geskiet terwyl hy stil gesit het. In daai tyd wat ek hom kon skiet, het ek daarom 7 fotos afgekry van voor tot agter en ek het hom gefokus stack successfully om hom baie beter te kan laat lyk. So partymal wen jy, partymal nie. Die een aan die regterkant is, ek dink dit was 28 fotos wat saam gefokus stack is. So jy kan sien alles is omtrent skerp in daai foto. So as dit is wat jy wil verkies, dan gaan jy vir die focus stacking, wat ook 'n proses is wat jy moet deurwerk. Daar's software wat jy gebruik om dit te doen. Photoshop kan dit doen.
maar ek sukkel partymal met Photoshop as ek nie static goed afneem nie. So insekte vir my werk nie so lekker met Photoshop nie. So ek gebruik maar een van die ander software pakkette om dit te doen vir my. So ja, depth of field, dis jou keuse, wil jy min wys, wil jy baie wys. Daar is nie 'n reg of 'n verkeerde manier nie. Ek gaan gou vir julle weet nie of ek die screen sal kyk, ek sal terugkom daarna toe. Depth of field, reg. So in terme van depth of field gaan ek nou vir julle 'n paar foto's wys hierna, dan gaan ek terugkom na al hierdie elemente toe julle net kan sien waarvan het ek gepraat. Die volgende ding is focus point en view. As jy jou foto neem, partymal is jy so excited dat jy die ding sien wat jy lanklaas gesien het, jy klim in en jy neem hom sommer net af soos jy hom sien. Nou daar is party viewpoints wat werk en party nie. Soos hierdie bee fly, hierdie woolly bee fly wat ook al hierdie is, as jy kyk, daar's verskillende angles wat hy afgeneem is. So jy gaan in en jy kry vir jou 'n shot wat werk. Van die kant af, soos die een bo regs is vir my een van die beter is, want dan kry jy in een skoot soveel as moontlik van hom in fokus, want alles is op dieselfde focal plane. Dis waarvoor jy probeer aim, sodat jy in een skoot kan kry wat jy kan kry. Die een wat skuins is, wys daar 'n bietjie meer van die karakteristieks van die vlieg, so dan moet jy kry van sy kleure van bo af en sy vlerk, so vir 'n magazine tipe foto werk daai baie goed. Vir impak kan jy maar besluit watter een van die fotos vir jou die beste werk. Maar probeer maar waar jy moontlik kan, kyk maar wat se angles jy kan inkom en wat jy kan skiet. Enige een van hulle kan vir jou suksesvol wees. So as jy die tyd het, skiet een, kry 'n shot, skiet die volgende een en gaan voort. Dis nou as hy nie weggevlieg het by daai tyd. So viewpoint angles is ook belangrik, want dit gaan bepaal wat se impak jy het. Dan on top of that, dit hoef nie net insekte te wees. Ons limit onsself nie net tot insekfotografie nie. Ons kyk ook na wat se ander elemental subjects kan ons kry wat mooi macro subjects maak, soos klein blommetjies, spinnerakke met druppels op, dandelions ensovoorts. So moenie net voel dat as jy nie regkom met die insekte nie, want hulle bly beweeg en vlieg weg en hardloop weg. Kyk maar na goed wat static is, wat jy kan stilhou sodat jy kan ordentlik fokus op dit en ordentlik lig op dit plaas. Dit maak ook vir fantastiese makrofotografie. So jy hoef jouself nie net te beperk tot klein goedjies nie, insekte. Die ander ding waarna ons kyk is framing cropping. Hoe crop jy hom? Volg jy rule of thirds? Gebruik jy framing? Gebruik jy diagonals? Gebruik jy square crops, long crops? Allerhande sulke goed. Dit maak regtig nie saak nie. Solank jy die impak het in die foto wat jy eintlik voor jou plaas. Soos die klein perde by wat ek het, is 'n square crop. Nou, almal van julle sal weet dat iemand soos Robbie Aspling hou nie van square crops nie. Daar's 'n paar ander judges wat ook glad nie daarvan hou nie. Maar as dit werk in die foto en dit het die nodige impak, hoekom nie? Dan het jy ook foto's wat jy kan die storie vertel, jy hoef nie noodwendig so naby in te krop dat jy al die detail en jy wil dalk 'n ander storie vertel en minimalisties wees, negative space wees, soos die ene daar in die middel bo. Baie closer, as jy detail wil afneem, 'n wurm byvoorbeeld, in die geval regs onder, as jy hom nie kan inpas, op andersins nie, sit hom op 'n diagonal. Laat hy teen 'n diagonal is, dan maximiseer jy die hoeveelheid pixels. Ander insekte byvoorbeeld, as hulle lang voelers het, sluit jy dit in, los jy dit uit. Daar kan jy besluit wat werk vir jou. Maar in die geval, meeste mense gaan sê, ag, is jammer jy die voelertjies afgesny. Want nou verloor jy die deel van die insek wat ook daar moet wees. So sluit hom maar in en sit jou insek dan nou maar op die derdes aan die een kant en wys vir hulle dan nou maar daar waar die voelertjies is. Andersins kan jy inkom en 'n square crop maak en net die detail op die insek self wys. Almal weet tog hy het 'n voelertjie. So dit is purely gebaseer op wat jy op daai oomblik kry en waarmee jy gelukkig is op die dag, want baie van hierdie goed vlieg
hardloop, spring ensovoorts weg uit die pad uit die oomblik as jy die eerste foto geneem het. So, jy vat wat jy kan kry en jy maak maar die beste van dit. Nou as jy kyk na al hierdie, kyk na die backgrounds, meeste van hulle is net plain muted. Dis wat jy gaan kry met makrofotografie. So is daar iemand wat iets wil vra tot sover? Cropping, framing, backgrounds, angles. Nog niks nie, dis baie goed, dankie. Almal gelukkig, reg. Okay, dan jou seker in fotografie, een van die belangrikste goed is lighting. Natural light, ambient light, artificial light, flashlight, al die tipe lights speel 'n belangrike rol. Jy kan gaan vir die boonste ene links is jou natural light, so met ander woorde in gewone daglig. Jy gaan sukkel met makrofotografie, ek kan jou dit beloof. Jy gaan areas kry waar dit skaduwee is en jy gaan probeer natural lig skiet. Kan jou nou beloof, ISO's bokant 4000 is nie abnormaal vir dit nie. As jy goeie denoising het, kan jy dalk wegkom daarmee. Maar jy gaan nog steeds sukkel om die spoed te kry wat nodig is. So ja, natural lig kan werk. Dit hang alles af hoe stil jou subject is, wat jy gaan doen met jou natural lig. Artificial light, korrek, kan ook werk, maar jy het nog steeds ook baie lig nodig vir dieselfde rede as wat natural light is. Die flitslig, soos ek gewys het, dis maar gewoonlik om jou te help om te fokus. Flash is uiteraard een van jou belangrikste items vir jou beligting vir makrofotografie. En ek sê dit spesifiek vir die spoed. En ek gaan nou, as ek die volgende 2 slides gedoen het, gaan ons oor daai spoed ding praat. Flash gee vir jou beter kwaliteit foto. Dit gee vir jou skerpste foto wat jy kan kry vir die makro en ek sal dit nou verduidelik. Dit is nie te sê jy gaan nie 'n mooi foto kry met ambient lig nie, want ek het 'n paar voorbeelde van klein skoenlappers wat ek in ambient afgeneem het. Ek moes net bietjie denoise gedoen het, nog steeds 'n mooi foto, maar die insig het doodstil gesit. Daar was geen beweging. Okay, so dis jou beligting. Die beligting is krities belangrik. So jy moet jouself gaan leer wat doen lig. Hoe val lig? Hoe maak lig skaduwees? Waar val die skaduwees? 'n Voël byvoorbeeld. Almal van julle kan portraits afneem. Daar's van julle wat blykbaar baie goeie voëlfotograwe is. Jy sal weet. Op 'n warm sonskyndag met die son reg van bo af, het 'n voël wit vere, swart aan die onderkant. Jy sukkel om exposure te kry want daar is haarslig, daar's baie kontras tussen die darks en die highlights. So jy gaan sukkel as jy nie lig het wat jy invul van een kant af nie, gaan jy nie noodwendig die balans kry wat jy nodig het. So of die een gaan te donker wees of die een gaan te lig wees. En presies dieselfde ding geld vir insekte. As jou lig van die verkeerde kant af kom, gaan jy shadows hê waar jy dit nie wil hê nie. En waaroor gaan makrofotografie? Jy wil detail wys. As jy wil detail wys, moet jy die detail wys. Jy wil dit nie in 'n shadow hê nie, of jy wil dit nie uitgeblaas bright hê nie. So die balans tussen met flash skiet in die buitelug, outdoors. Jy moet net dink daaraan, jy gaan nie in helder sonlig met 'n flash ook skiet. Ek kan jou beloof jou foto's gaan dalk 'n probleem hê, veral as 'n insek beweeg. En ons gaan nou weer daaroor praat in die volgende slide. So, daai is alles basiese goed. En dan vra ek vir julle die volgende vraag. Is daar iets nuuts van wat jy nog nie geweet het, jy moet uitoefen of toepas by enige ander vorm van fotografie? Al daai goed moet jy weet, want jy moet dit kan doen vir portraits, jy moet dit kan doen vir landscapes, jy moet dit kan doen vir enige ander vorm van fotografie. Wat verskil is die execution. Hoe jy te werk gaan. Jy moet jou asemhaling reg hê. Jy moet 'n sterk stance hê, want jy moenie bewe wanneer jy 'n foto neem. Jy moet 'n goeie firm grip hê op jou kamera. Jy moet probeer om jou knieë en jou elmboë te gebruik. Jy moet 'n tripod gebruik. Jy moet jou kamera strap hê, want jy gaan partymal al 2 hande nodig hê om iets te doen en dan hang die kamera aan sy strap. Jy moet jou focusing kan beheer. Jy moet kan lê en krol
kry vir jou 'n stel knee guards as jy nie wil lê en krol nie. Of dra 'n ekstra lap saam waar jy jou knieë kan opsit. Want ek het dit al gehad dat ek my knie neersit om 'n foto te kry, maar dan sit ek hom binne in 'n stel dorings of dubbeltjies. Dan kan jy nie beweeg nie. Jy moet maar die shot vat en die pyn vat, want jy wil graag daai insek afgeneem het. So, kry maar 'n stel knee guards, dit help baie. Die execution, elke mens gaan sy eie styl hê. Shoot waarmee jy gemaklik voel. Nou, ek sê baie keer vir mense, vat jou linkerhand, druk hom in jou sak en vat jou kamera met jou regterhand vas en nou neem foto's met een hand alleenlik. As jy dit kan regkry en jy kan fokus en jy kan die foto skerp neem, is jy klaar 90% daar vir jou makrofotografie om te kan reg fokus. So dis 'n exercise wat jy maar kan gaan doen. Een hand foto, hoekom ook? Want partymal gaan jy 'n flits in jou ander hand vashou of jy gaan die insek self op 'n stokkie in die ander hand vashou of jy gaan jou background in die ander hand vashou. Jy het nie altyd 'n voice assisted equipment wat jy saam met jou dra nie, soos 'n hou hier vas, vat daarso, maak so. Staan gif met daar, hou die background, skyn die lig daar. So jy het nie altyd iemand wat jy kan rondonder nie. So jy gaan daai dinge moet self kan leer doen. So ek sê doen die exercise, kamera in die regterhand, kyk of jy foto's kan neem met een hand alleenlik. En dis deel van die exercise wat jy moet kan uitdoen. Dan is daar nog so een ding waaroor ons sal praat. Ons kan altyd eendag reël vir 'n klein presentation en dit gaan oor die post-processing. 'n paar maniere van hoe ek te werk gaan met van my editing, maar ek meen, as daar van julle is wat goed is met Photoshop, dan hoef ek jou nie te vertel hoe om te edit nie. Maar dit gaan ook oor hoe jy jou focus stacking kan doen, wat se software ek gebruik, en hoe ek te werk gaan miskien in Camera Raw en Photoshop as ek van my edits doen om hulle mooi te laat uitstaan. So daai is iets wat ook 'n tydjie kan vat. So as enigiemand vra daaroor is welkom om my te kontak. Ek sien 'n paar tips of triks gee van wat ek doen. En dan kan mens sien of dit gaan werk. Ek wil net gou oorskakel, ek gaan gou stop share en gaan ek net gou 'n paar ander goedjies vir julle wys. Ok, ek hoop nou hy gaan dit vir my doen. Ek gaan net gou weer my screen share. Ek hoop julle behoort hierdie te sien. Ek hoop as ek die foto oopmaak dat julle die vol foto gaan sien. Sien julle daai vol foto? Ja, Ok, so dis 'n wit agtergrond met so 'n prentjie bo van 'n kamera. Okay. Arnold, jammer, ons sien jou hele panel. Jy gaan jou hele skerm moet share. Okay, so ek moet gaan, laat ek dit gou verander. Waar is ek nou? Stop share. Okay, laat ek gou stop share. So ek gaan net gou entire screen, entire screen. Yes. Okay, ek gaan gou daar gaan. Okay, kom ons klik gou en sien of julle nou sien wat ek sien. Ja, ons is nou met jou. Okay, weer daai boonste blokkie, ek weet nie of hy by julle almal ook die ding, okay, daar wys hy nou. Right, daar's 'n kamera en hy wys near subject, far subject, background, sien almal dit, okay. Nou, daai near subject, kom ons veronderstel, dit is naby, ek praat van miskien in makro afstand is dit so 30 cm vir 1 tot 1, of as jy 'n gewone portret afneem, miskien is die model 2 tot 5 meter van jou af. Far subject praat ek van miskien 20 tot 30 meter vir die ouens wat voelfotograwe is wat of animals afneem. Dis waarvan ek praat. Ek het nou daag iemand gehad wat sê, hoekom kry ek nie 'n skerp foto nie? Hoekom is my foto's nie skerp nie? Ek doen alles. Ek het stabilisation en alles. Ek kry net nie 'n skerp foto nie. Nou as jy kyk na daai 3 lyntjies, daai pyltjies, jy sal sien daar's een in die middel wat op jou subject skyn. Dis waar jy wil wees.
dan het jy twee ekstra lyntjies links en regs of op of af. Nou, by die kamera is waar jou kamera is. As daai kamera beweeg, 'n klein bietjie beweeg, en dis hier. Op jou near subject beweeg hy nie so verskriklik baie nie, maar op jou far subject is die effek baie groter. So jy kan sien, as jou kamera 'n klein bietjie beweeg, gaan hy 'n groot verskil hê op jou groot subject. Nou as jy kyk na die middelste blok, daar's 'n sensor met 'n klomp pixels. As jy kyk na daai square blok in die middel, as jy 1 graad, as hierdie jou sensor, hierdie is in fact my sensor, die regte verhouding van 'n full frame sensor. En hieronder het ek 'n beskrywing wat sê 1 graad se beweging gee vir jou 350 mm se beweging op 'n subject wat 20 meter van jou af is. 350 mm is meer as 'n A4 bladsy. Dit is in terme van 'n 33 megapixel kamera is dit 1129 pixels wat geaffekteer word deur 1 grade se beweging op jou kamera. So verstaan julle dat enige beweging van jou kamera is die rede dat baie van jou foto's nie skerp is nie. Want daai klein bewegingkie maak dat al jou pixels skuif in die tyd wat jou sensor, jou kamera moet sy foto neem wanneer jou shutter oop is. Wat sê dit vir my? Wat probeer ek vir jou hier vertel? Hoe vinniger jy daai foto kan neem, hoe beter is jou kans om 'n skerp foto te kry. Daarom is spoed een van jou belangrikste goed om 'n skerp foto te kry. En wat gaan van my spoed gee? Ons kyk daar. Daar is 'n klein grafiek van 'n flash. Wanneer jy flash gebruik, is daai flash se durasie wat hy daai flash gooi, daai duration, afhangend van die power van jou flash, is partymal 20 keer of 50 keer vinniger as wat jou kamera kan dink om te neem. So hoe beter vinniger jy daai foto kan neem, hoe vinniger maak hy seker dat daai foto vasgevang is voordat die beweging 'n groot genoeg effek het op jou sensor. Dis hoekom ek sê flash is belangrik, want hy is baie vinniger as wat jou kamera kan dink om te wees. Behalwe as jy 'n kamera het wat teen 'n 30.000ste van 'n sekonde kan neem. So 'n kamera, meeste van ons kameras kan tot by 8000ste gaan. 'n Flash kan partymal tot 'n 20 of 'n 30.000ste van 'n sekonde gaan in die tyd wat hy flash. En dit is die rede daarvoor is as jy kyk na hierdie prentjie, weet nie of julle dit kan sien nie. Hy gaan homself repeat. Kyk daarna. Jou mirror gaan op. Okay, jou mirror tel op. Jou eerste curtain gaan af, jou tweede curtain kom af. In daai tyd wat jou shutter oop is, dit is die spoed wat in jou kamera neem. Daai tyd wat hy oop is, as jou flash in daai tyd fire, beteken dit jou flash is gefire nog lank voordat jou second curtain toemaak. Okay, maar in daai tyd wat daai shutter oop is, bring hy ambient lig in. So met ander woorde, jy moet nou balanseer die ambient lig wat inkom vir die tyd wat daai shutter oop is, tel by die tyd wat die flash gaan fire. So as jou flash die meerderheid van die lig gaan wees, gaan dit jou spoed van jou foto uiteindelik bepaal. So hoe vinniger jy dit kan doen, hoe skerper gaan jou foto wees. En dis hoekom ek net nou gesê het, ek sal vir julle noem hoekom flash vir jou skerper foto gaan gee. Okay, want flash is baie vinniger as wat jou shutter spoed ooit kan wees. Ek hoop dit het sin gemaak. Reg, so, op daai noot, hier wys ek vir julle 'n foto, as julle hom kan sien. Hy's donker. Sien julle die insek? Ja, net Yes. Okay. Daai was 'n foto wat geneem is toe die flash het nie gefire nie. Ek was gefokus. Alles was perfek reg gewees, maar my flash het nooit afgegaan nie. Dit is wat ambient lig vir my gedoen het. So, onsuksesvolle foto. Om hom te red moet ek nou al die shadows gaan lig en dan wat doen ek? Ek bring baie noise in die foto in. So, as jy daai tipe van ding doen en jy het flash, maak altyd seker jou batterye is gelaai en jy het die regte beligting. So,
dit is waarna mens probeer kyk. Wil jy hê die flash moet die meerderheid van jou lig voorsien, of wil jy hê die ambient moet die meerderheid van jou lig voorsien? Wanneer jy die twee gaan combine, as ambient lig vir jou baie lig gee, met ander woorde as die sonopduiding skyn, gaan hy expose vir die highlights wat die son op daai insek gaan gee. As jy dan nou die flash ook gaan fire op daai selfde tyd en die insek het beweeg in daai tyd, gaan jy 'n double exposure kry van daai insek. So pas op om flash binne in sonlig te gebruik. Okay, as jou subject beweeg, gaan jy shadow ghosting kry op jou foto. So probeer maar altyd om jou insek in die skaduwee te skiet as jy flash gebruik. Okay, ek het nog 'n paar voorbeelde vir julle. Ietsie soos hierdie spinnekop. Dis 'n enkel skoot. Niks fout met die depth of field nie, want dit wat nodig is, wat moet skerp wees, is skerp, sy oë en 'n paar goed aan die voorkant, maar hoekom werk hy nie vir my nie, want die tipe flash wat ek gebruik het, is daai ring flash, en kyk in die oë, hy maak hy twee lelike ringetjies, so dit is nie 'n baie flattering foto vir 'n jumping spider byvoorbeeld nie, so jy gaan nie noodwendig alles wat jy kan afneem met 'n spesifieke flash nie. Hier sou een van daai diffusers wat van bo af gewerk het baie beter gewees het, want dan sou jy mooi shadow detail daar, of sal ek sê highlights in die oog gekry het aan die bokant eerder as daai twee ringetjies. So daai is maar 'n voorbeeld van sekere beligting wat werk en sekere beligting wat nie werk op 'n foto. Dan het ek voorbeelde van hierdie is 'n foto waar die beligting slegs van bo af gekom het. Kyk na die caterpillar. Al die detail is daar, skerp genoeg en alles, maar al die beligting het van bo af gekom. So jy het 'n klein bietjie detail verloor in die voorkant as gevolg daarvan. Nou as ek gaan kyk na ene waar al die lig net van voor af gekom het, kyk na die verskil. Al die lig het nou net van voor af gekom, maar daar's nie baie lig wat in die agterkant inkom nie, en my voorgrond het nou is ook nie so blink nie. So die ene is dalk amper weer meer flat aan die voorkant, die ander een het nou weer te veel highlights gehad. So jy gaan nou eintlik gaan en jy gaan hulle kombineer en jy balanseer die twee uit. En jy kry byvoorbeeld 'n foto waar ligting wat ambient is sowel as flash saamwerk om vir jou balans te gee in jou foto. So jy moet kan leer om jou flash en jou ambient te kan meng met mekaar terwyl jy die foto neem. En maak dan seker dat jou insek nie beweeg nie, want jy kan dit kry dat terwyl jou shutter oop is en die insek beweeg, dan kry jy daai movement en die flash fire, hy vries die ding, so jy het 'n gevriesde subject binne in 'n moved subject en jy kry iets wat hulle noem double exposure of ghosting. So jy moet uitkyk daarvoor wanneer jy jou foto's neem. Reg, so dit is al daai goetertjies. Wat het ons gemis? Ek dink ek het redelik gecover. Post-processing, dit kan ons nie nou als doen nie. Ons gaan gou terug. What is macro? Macro gear, camera settings, background, depth of field, view, framing, cropping, lighting, execution. Reg, so as jy baie meer wil weet of doen, gaan jy moet heel moontlik op die vol workshop wees. Ek doen partymal wat hulle noem 'n macro hike. So as jy al klaar bietjie kan makro doen, dan gaan stap ons iewers en dan kry jy daai on the fly real time hulp wat ek kan aanbied terwyl ons in die veld skiet. Wys jou hoe mens focus stack skiet sommer so uit die hand uit, hoe mens met een hand kan skiet. Wat jy alles doen, hoe kruip jy op die grond rond, ensovoorts. So dit is alles goed wat na die tyd gaan kom, en elke een van hulle is uniek in sy eie sens. So selfs dan met die post-processing en die focus stacking. Dit is ook iets wat 'n redelike presentation kan wees. So ek glo en ek hoop ek het dit wat ek vir julle nou sover gesê het ek genoeg genoem, dat jy daarom nou 'n idee het waaroor dit gaan en wat jy alles nodig het om na te kyk, en waar jou shortcomings is as jy dit nog nie kan doen nie. As dit gear is, sal jy moet opspaar, en as dit tegniek is, dan sal jy moet oefen.
belangrikste van alles is patience, patience, patience. So ek glo dit in 'n nutshell is omtrent waaroor die basiese macro presentation sal gaan. Sjoe. Baie dankie, Arnold, dis fantasties. Ek was al by baie makro workshops, maar ek sê jy sê ek het baie vanaand geleer. Dit maak sin wat jy gepraat het. Ja, ek hoop mense kon dit in die 50 minute inkry, want daar's so baie wat ek nog moet sê, maar dan sê ek nee, ek kan nie, daar's nie tyd nie. Nee, maar weet jy wat, ek glo dalk sal die mense nou belangstel om dalk 'n workshop by te woon. Jy weet wat ons reël dat die mense opkom van Bloemfontein af of wat ook al. Klink vir my Ja. goed. Ja, ek sal net sê ek is nou verstom geslaan. Want ons sit almal met die flashes, maar ons gebruik dit nooit nie. So ja. Ja. Ek doen partymal ook 'n flash, 'n kort flash presentation, jy weet, soos 'n klein workshop, net om jou te wys waaroor gaan flash, hoe gebruik jy hom? Wat moet jy na kyk? Jy weet, ek sê nou nie byvoorbeeld jy moet ek leer jou om jou settings op jou flash te gebruik, maar ek leer jou waaroor flash gaan en wat beligting is en hoe lig werk, jy weet. Hoe jy lig kan lees met die oog, want dis wat belangrik is. Is daar iemand wat vir Arnold iets vra? Hallo Arnold, baie dankie. Ek dink dit was 'n uitstekende aanbieding. Ek het al probeer speel met C-diertjies in 'n vistank, maar ek sukkel om van die voorste glas ontslae te raak. Ek weet die nuwe Lightroom update vat nou weer kaatsing weg, wat dalk ek het ook nie probeer op die huidige fotos wat ek het nie, maar ek kry baie disturbance van die glas af, en ek het al verskillende glas probeer. Ek het dun glas, dik glas, ek het die artistiek glas wat nie veronderstel is om 'n weerkaatsing te gee nie, maar hy het vir my amper 'n dowwer beeld gegee as ordinêre 3 mm glas. Het jy enige voorstelle? Ek dink die key eintlik met glas, jy moet jou lens teen die glas kan druk. Okay, as jy hom teen die glas kan druk, gaan jy niks van dit hê nie. Maar jy het natuurlik nou nie altyd daai luxury nie, want jy wil die hele ding afneem. Maar as jy hom teenoor daai glas gedruk kan kry, het jy glad nie daai probleem. Maar nou kan jy ook van die glas ontslaa raak, want dit hang af waar jy jou beligting sit. Jou lig moet net glad nie van agter jou afkom nie, ook amper nie eens van die kant af nie. Jou lig moet dan amper meer van die kant van die glas voor jou in die tank inskyn, of van bo af of van agter af, maar nie enigstens van gelyk met jou of agter jou nie, want dan gaan jy reflections kry in die glas. So jy moet jou lig vat en hom beweeg. Kyk na die glas en beweeg jou lig rond totdat jy sien waar val hy, waar die refleksie stop. En dit is gewoonlik van vooraf, met amper na jou toe meer af na die tank toe. Dan gaan jy amper meer sukses hê, maar dan het jy weer die gevaar dat hy in die binnekant van die glas gaan reflek. So jou belangrike ding is as jy jou lens teen daai glas gedruk kan kry, het jy die beste opsie ooit. So as jy 'n wye hoek lens gebruik, is dit jou antwoord. So as jy gaan kyk na hulle noem dit Laowa, L-A-O-W-A, Laowa, Venus Optics. Hulle maak 'n macro lens, maar dis 'n wide angle, is amper soos 'n fish eye, maar dis 'n macro lens. Daai tipe lens gaan vir jou in die vistank 100%. Maar jy moet hom teen die glas druk. Dankie Arnold. Hi Arnold. Ek wil jou net vra van die sliders. Is dit belangrik om 'n slider te hê in jou equipment box? Weet jy, ek het ek het hom nou al 'n paar keer gebruik, maar weet jy wat, nou raak ek lui want ek wil hom nie opskroef op my kamera nie, want hy vat te lank, en intussen sien ek die insek wat ek gedink het daar is nou nie meer daar nie. So die slider werk as jy weet jou subject is daar en hy gaan nie weg nie, en het baie tyd om hom op te stel. Die slider het my baie gehelp om met focus stacking, maar ek het ook al gevind dat ek sommer met die hand op die tripod net deur die lens te draai met my hand, was ek suksesvol met stacks. Want hoekom ek sê is, tensy jy gaan op micro level waar jy kleiner as 2 mm gaan skiet,
as jy nie daai size gaan skiet nie, het jy nie regtig 'n slider nodig nie. Jy kan actually met die hand jou kamera draai. Die slider help verskriklik baie as jy baie klein subjects gaan kies en jy wil presiese increments hê in jou focus step. En as jy die geduld het om die ding op en af te slaan. Maar ek gebruik myne baie min. Okay, dankie. Nog 'n vraag? Arnold, ons gaan oor selfoon afdeling toe. So as jy wil tot sins sê vir Arnold. Tensy jy wil aanbly Arnold en kyk hoe doen ons die selfoonbeoordeling, maar ek glo jy werk en ons Ja. het baie tyd opgevat. Ongelukkig het ons werk wat ons moet doen. Ek het so hoopie werk wat vir my lê en wag. Ek sal so net so 1 of 2 kyk en dan as ek disappear dan sê ek maar totsiens vir julle sommer nou al. Okay, Arnold, ek wil net vra, jy sê jy gaan vir ons goeders aanstuur. Ons sê solank baie dankie daarvoor. Ek sal vir jou op WhatsApp stuur dan kan jy dit aanstuur vir die res. Sjoe, baie dankie. Ek het nou nie gereken dat jy vir ons jou inligting moet gee nie, maar ons gaan dit verskriklik geweldig waardeer. Ja, ons help want ek meen, weet jy waar, jy gaan in elk geval nie in 'n dag se tyd alles bemeester nie tensy jy al reeds daar is nie, kort net daai een dingetjie, maar dit maak nie saak, ek deel graag my goeders so. Nee, baie dankie Arnold. Ek weet nie of iemand iets wil sê nie. Julle is welkom. Baie dankie Ja. Arnold. Baie Baie geniet. Dankie Arnold. Baie dankie Arnold. Dankie, plesier. Okay, Sonja, Gert, ek weet nie of julle wil aanbly vir ons selfoonbeoordeling nie, maar julle is welkom. Arnold sê ons sal 'n bietjie rondhang en ek groet sommer nou en as ons verdwyn dan het ons dit ook geniet. Dankie. Dieselfde by my, dankie Diane en dankie Gert en almal. Ja nee, ons het baie by Arnold geleer. Sjoe.